Goeiemôre gemeente, baie welkom hier, waar ons ook op 'n spesiale dag, op Moedersdag, by mekaar kom, om aan God lof en eer te bring, en ook om te hoor, wat is God se wil, en wat is God se plan met ons. Mag julle 'n geseënde Sondag en 'n geseënde Moedersdag hê. Dan vra ons voorbidding vir Tientjie van der Bank en haar familie met die afsterwe van Hentie Vrydagoggend. Dit is slegte nuus. Ek het verlede week gesê dit gaan beter met hom. En nou het hy teruggegaan na sy vaderhuis toe. En ons dink aan die familie. Dit is moeilik vir sy vriende en vir sy familie, want hy was lank siek, maar ons dink aan hulle. Ook aan Ruth Grindling en Erika Strydom. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal aan julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Gemeente, ek groet julle in die naam van God die Vader, wat in die begin die hemel en die aarde gemaak het. In die naam van Jesus Christus, wat alles in die hemel en op die aarde met God versoen het met sy dood. En in die naam van die Heilige Gees, wat ons te midde van 'n skepping wat swaar kry, laat uitsien na die bevryding van die verganklike. Amen. Ons gaan vanoggend die volle wet uit Exodus 20 lees, maar dit is ook deel van ons preek, en daarom vra ek dat julle bietjie aandagtig sal luister. Dit kom uit die 2020 vertaling. Exodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie woorde gespreek: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak, en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie.
enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Ons Hemelse Vader, ons is vanoggend hier op 'n spesiale dag. Op 'n dag wat daar eer gebring word aan moeders, wat daar dankie gesê word aan moeders. Here, en ons dank U. Nie een van ons sou hier gewees het sonder 'n moeder nie, sonder 'n vader nie. Here, en ons weet dat nie almal se huislike lewe altyd wonderlik was nie, nie steeds is nie, maar ons weet ook dat U as ons hemelse Vader, ons hemelse ouer, ons nie alleen laat nie. Dat U liefde vir ons onvoorwaardelik is. Ons voel baie keer in ons eie huise en ons eie families dat ons nie regtig waardeer word nie, paas en maas en kinders. Here, want ons hardloop so met ons eie goed rond. En dan op 'n dag soos vandag kan ons kom en stil word en besef, ons het elkeen 'n pa of 'n ma gehad, of ons het nog steeds een. Here, en ons het kinders. Ons het kinders wat gaan groot word om op hulle beurt ouers te wees. En ons sê dankie daarvoor, Here. Here, en dan het ons ook nou gehoor dat een van die geliefde gemeentelede oorlede is. En ons wil bid vir sy familie. Want hy was ook 'n pa. Hy was ook 'n ouer. Ons bid vir sy familie en ons bid vir sy vriende, dat hy ook vir hulle sal troos. Here, ook die ander siekes, of dit liggaamlik, geestelik of emosioneel is, dat hy hulle sal troos, dat hy baie naby aan hulle sal wees. Here, en ook dat hierdie siekes, wat nie altyd so siek voorkom nie, en baie keer baie alleen is, dat hulle bewus daarvan sal wees, dat U net 'n gebed ver is, dat U by ons is. Maak nie saak hoe ons voel nie, of ons bly is, of ons hartseer is, of ons siek is en of ons moeg is, of ons dalk nie meer weet wat om in hierdie deurmekaar wêreld waarvan ons nie kan sin maak te doen nie, dan weet ons kan vir U vra. Ons kan net ons oë oopmaak en ons bid. Here, nee, dis nie eers nodig dat ons oë oopmaak, ons oë toemaak of oopmaak nie. Solank ons met U praat, weet ons U hoor. Here, ons vra dan nou ook dat U in hierdie oestyd met die boere sal gaan, dat dit sal goed gaan met die oestyd. Here, sodat ons ook met vreugde die opbrengs van die oes 'n gedeelte kan afstaan vir U werk. Here, en ons bid vir 'n bazaar wat nog 'n paar maande ver is, maar baie beplanning, baie sweet, baie geduld verg. Here, ons bid vir hierdie gemeente, vir al die gemeentes in hierdie dorpie, vir die dorp self. Here, want U het ons hier geplaas. U het ons geplant op die plek waar U wil hê ons moet blom. Dis nie elke dag maklik nie, want ons verstaan dit nie en dis nie altyd lekker nie. Maar ons weet ook, nie alles wat ons moet doen, is noodwendig lekker nie. Here, help ons om dit raak te sien, en in alles te vra, wat is U wil? En dan, met oorgawe, ons taak te doen, of dit nou lekker is of nie, want dit moet gedoen word. Ons vra dat U woord ook vir ons sal oopmaak, sodat ons kan sien
wat U vir ons wil sê. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons spreek kom vanoggend uit Eksodus 20 vers 12. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Dis 11 Mei vandag, dis Moedersdag. Nou as ek so na die mense voor my kyk, dan besef ek daar is heelwat van julle wat al baie lank nie meer 'n pa of 'n ma het nie, maar wat daarom self 'n pa en 'n ma nog is. Miskien is dit 'n goeie dag om oor hierdie gebod, hierdie 5de gebod te gesels. Soos ons reeds weet, handel die eerste 4 gebooie oor diens aan God, wat God wil hê wat ons met betrekking tot hom moet doen, en die laaste 6 gebooie handel oor die verhouding tussen ons en ons medemens of ons naaste. Hierdie 5de gebod is soos die eerste 4 heel wat meer uitgebrei as die laaste 5. Daar staan bloot, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie egbreek pleeg nie. Hierdie het 'n uitbreiding. Dit is die enigste gebod met 'n positiewe belofte. Eer jou vader en jou moeder, sodat jy lank kan leef in die land wat die Here jou God vir jou sal gee. Hierdie gebod dien ook as 'n brug tussen die eerste 4 gebooie en die laaste 5. Iets wat ook baie interessant is, as ons hierdie wet mooi lees, dan sien ons, of hierdie gebod mooi lees, dan sien ons daar staan, eer jou vader en jou moeder. Israel was natuurlik 'n patriargale samelewing, waar die pa die hoof van die gesin was, en al die gesag gehad het, en daar is bloedweinig verwys na die maas. Maar in hierdie gebod word daar spesifiek genoem, dat die moeder en die vader respekwaardig is. Net 2 opmerkings oor hierdie gebod. Eerstens verwys hierdie gebod waarskynlik na die beloofde land waarheen die Israeliete op pad was. Onthou, ons is hier in die uittog. Die Israeliete is reeds uit Egipte land weg, maar hulle is nog op pad na die beloofde land toe. En hier by Sinaï staan hulle stil. Hierdie 10 gebooie staan byna uit as 'n baken. Want God is besig om sy wil vir sy volk, maar ook vir sy kinders in mensetaal bekend te maak. As ons bietjie teruggaan in die geskiedenis, dan sien ons God en Abraham het 'n baie noue band gehad. Hulle het saam gestap, saam gewandel. En God het aan Abraham die belofte gegee, ek sal jou nageslag so groot maak, soos die sand aan die see. Maar in daai stadium het Abraham nog nie eers 'n kind gehad nie. Later was daar Isak. God het met Isak gepraat, God het hom gelei, God het vir hom opdragte gegee. En toe was daar Isak se 2 seuns, Jakob en Esau. God het 'n pad geloop met Jakob, maar hy het telkens met die individue gepraat en met hulle reëlings getref, kan mense amper sê, met die individue. Maar nou kom ons by Moses en die uittog. Moses het ook 'n intieme verhouding met God gehad. Hy het 'n pad met hom gestap, maar hier word die Israeliete, wat nou uit 'n land uit gevlug het waar hulle slawe was, word hulle direk deur God aangespreek. Nou moet ons ook net bietjie kyk na Egipte. Egipte was 'n land, nou dis baie moeilik vir die kenners om vandag te sê, dis raaiskote,
Maar hulle vermoed dat die Egiptenare tussen 1000 en 2000 gode aanbid het. Dit het natuurlik nou gewissel van groot gode soos die songod en huisgode. Maar die feit is dat die Egiptenare het duisende gode aanbid. En hierdie saamleef met verskillende volke veroorsaak dat die verskillende godsdienste kontak het met mekaar, dat daar toch ietsie van die godsdienste aan mekaar afsmeer. So hulle kom nou uit 'n land waar 1000 gode is. En nou praat God met hulle. Deur Moses, maar hy praat nie meer met 'n individu nie. Hy praat met sy volk. En daarom begin Eksodus 20 met die woorde: Ek is die Here, jou God, maar ons kan dit ook vervang met: Ek is die Here, julle God, wat julle uit slawerny gelei het. En hierdie God van Israel, is die enigste ware God. Sy reis met sy volk, nie individue of selfs families nie, begin by hierdie berg Sinai, hier waar hulle God se teenwoordigheid in die rook en in die donderslae beleef. Dit moes 'n ongelooflike ervaring gewees het, om nie net God se teenwoordigheid te sien nie, om dit te hoor en dit te beleef. Die tweede opmerking, 'n aanmerking wat mens gereeld hoor wanneer jy oor hierdie gebod praat, dan sal iemand vir jou sê, jy ken nie my stiefma nie, sy is nie 'n stiefmoeder nie, sy is 'n stiefmonster. Of sy is nie 'n skoonma nie, sy is 'n stiefmonster. Nou dis inderdaad so, dat ons gesinne vandag baie erg deur egskeidings uit mekaar geskeur word, en dan word die gesinne weer hersaamgestel. Biologiese ouers is selde deesdae meer betrokke by die opvoeding en die grootword van hulle biologiese kinders. Daai proses is bietjie versteur, maar ons moet ook daarop let, dat gesinne in die Ou Testamentiese tye nog meer ingewikkeld was as vandag. Die kanse dat die ma met die geboorte van haar kind kon sterf, was baie groot. Ek weet nie hoeveel keer groter is vandag nie, maar baie groter. En as ons na die gesinne self kyk, dan sien ons interessante goed raak. Jakob se gesin. Hy het 12 seuns en 'n dogter gehad. 6 seuns en 'n dogter by sy eerste vrou, met wie hy eers getroud was, met Lea. 2 seuns elk by sy vroue se slavinne, dit was nou Bilha en Silpa. En 2 seuns by sy geliefde Rachel. So hier is 4 vroue betrokke, en hier is 13 kinders betrokke. Rachel sterf natuurlik met die geboorte van Benjamin die jongste, en sommer net vir die interessantheid om alles so bietjie meer ingewikkeld te maak, trek Jakob Rachel se oudste Josef onbeskaamd en opsigtelik voor. Die broers hoef nie eers te wonder nie, hulle weet, Josef is hulle pa se witbroodjie. En hulle hou nie daarvan nie, en ons ken die geskiedenis. Die broers verkoop vir Jakob, vir Josef aan 'n klomp handelaars. Josef beland in Egipte, hy beland aan die hof van Potifar. Hy red uiteindelik sy volk van hongersnood. Die Jode bly in Egipte, hulle word meer en hulle word slawe, en dan gebeur hierdie uittog nou waar ons nou is. Ok, kom ons kyk vinnig na koning Dawid. Ons sien almal geweldig op na Dawid. Hy het natuurlik nou baie later geleef. Maar ons ken die name van minstens 7 van Dawid se vroue, maar daar kon meer gewees het, want daar was beslis by vroue, maar ons ken nie hulle name nie. Hy het minstens 21 kinders gehad, onder andere die seentjie by Batseba, die vrou wie se man Dawid laat doodmaak het,
laat vermoor het in die oorlog, sodat hy met haar kon trou. Beslis ook nie ons prentjie van 'n ideale gesin en die ideale familie nie. Hierdie was eintlik disfunksionele families. Dawid se eie seun Absalom wou Dawid van sy koningskap beroof. En Salomo, alhoewel hy wysheid gekry het, 'n goeie koning was hy ook maar nie 'n baie goeie voorbeeld vir ons nie. Dis maar net 'n paar voorbeelde om te wys dat ons nie moet probeer om te vergelyk of te redeneer of te argumenteer nie, want daar het duisende jare tussen in verloop. Maar vanaf die patriargale stelsel van die Jode tot by ons huidige eenouer gesinne of selfde geslag gesinne of hersaamgestelde gesinne, was en is ouer-kind verhoudings baie gekompliseerd. En dit bring ons terug na ons opdrag toe. Eer jou vader en jou moeder. Paulus self beklemtoon hierdie gebod. En in Kolossense 3 vers 20 en 21 in die 83 vertaling staan daar: Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. In gewone Afrikaans beteken dit presies wat daar staan. Kinders, wees gehoorsaam aan julle ouers. En dit beïmpliseer ook dat kinders, wanneer hulle ouers ouer word, na hulle ouers sal omsien, soos hulle ouers vir 18, miskien 20 of meer jare na hulle omgesien het. Wanneer die skoen aan die ander voet is, behoort kinders ook na hulle ouers om te sien, en hulle nie net by 'n ouete huis gaan aflaai en nooit weer die hek oop te maak nie. Kinders moet ook vir hulle kinders sorg, soos wat hulle ouers vir hulle gesorg het. Dit is so eenvoudig soos dit. Maar Kolossense 3 vers 21 impliseer ook iets anders wanneer hulle sê: Vaders of ouers, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. Moenie van jou kind 'n volmaakte mini-me, 'n volmaakte replika of 'n fotostaatjie van jouself te maak nie. Moenie jou seun druk om vir die Springbokke rugby te speel, omdat jy graag 'n Springbok wou wees nie. Moenie jou dogter druk, omdat jy graag 'n dokter wou word, maar jy het nie die geld gehad nie, of daai tyd is vroue nog nie toegelaat om dokters te word nie. Moenie jou kind dwing om te boer, omdat jy op 'n erfplaas sit waarop jou voortrekker oupa en ouma ingetrek het om daar te boer, want dis hoe dit al die jare gedoen is nie. Moenie jy die oorsaak word van 'n disfunksionele familie nie. Maar die betekenis van hierdie 5de gebod lê eintlik veel dieper as dit waaroor ons nou gepraat het, oor blote gehoorsaamheid, oor sorg, oor versorging. Die 5de gebod lê die grondslag vir al die ander gebooie, vir die eerste 4 gebooie en die laaste 5 gebooie. Dis die grondslag wat hier gelê word. Want ten diepste gaan hierdie gebod oor respek. As jy respek het vir God, sal jy hom alleen aanbid. As jy respek het vir God, sal jy respek het vir sy naam en dit nie uitelik gebruik nie. As jy respek het vir God, sal jy nie sy Sondag onteer nie. As jy respek het vir jou medemens, vir jou naaste, sal jy hom nie doodmaak of hom vermoor nie. Jy sal nie sy naam beswadder met leuns nie. Jy sal nie sy vrou of sy man afvry nie.
Jy sal nie sy eiendom steel nie. Jy sal hom nie uitbuit nie. Jy sal ook nie sy besittings begeer nie. Jy sal ook jou eie swaar verdiende besittings versorg en onderhou. As jy respek het vir ander se eiendom, sal jy nie skole en ander geboue afbrand, omdat jy kwaad is vir iemand of vir iets nie. Maar as jy nie respek het vir jou ouers nie, is die kans skraal dat jy respek gaan hê vir enige gesag, God ingesluit. En hier kan paas dit gerus onthou. Wanneer ons praat van ons pa, dan praat ons van ons biologiese pa of vader. Maar ons noem ons hemelse pa ook ons vader. Hoe jou kind se godsbeeld lyk, mag dalk baie te doen hê met hoe hierdie kind sy pa ervaar, die voorbeeld wat hy by sy pa sien. Liefdevol en geduldig, of kort van draad en gereed om wraak te neem, belangstellend of onbetrokke. En dit geld nie net vir die paas nie, dit geld vir die maas ook. Dis Moedersdag. Dit geld vir elke een van ons wat 'n ouer is. En dan, ons weet daar is baie gesinne waar die ouers se sorg en versorging en opvoeding tekortskiet, geweldig tekortskiet. So erg dat die CMR partykeer moet ingryp en kinders verwyder. En dit sê vir ons ook iets. Respek kan nooit afgedwing word nie. Respek word verdien. Leef jy so dat jy respek verdien. Betoon respek aan ander, aan jou meerderes en aan jou minderes. En die goeie nuus is, jy is nooit te oud om respek aan te leer nie. Al het jy daar sonder groot geword, al het jy sonder die voorbeeld van respek groot geword, kan jy steeds die Gees van God vra om jou te leer om mense en diere en die aarde en die skepper van alle dinge en die ander goed wat hy geskep het, met respek te behandel en te hanteer. Nou, ek het verlede week by Chrissy hierdie blaadjie gekry en hier staan iets baie interessant op. As jy wil weet of iemand 'n volgeling van Jesus is, moenie dit vir sy baas loop vra nie, maar gaan praat met die skoonmakers by sy werk daaroor. Hulle sal vir jou kan sê. Moenie by die dominee of beste vriendin loop uitvind wat se soort Christen sy is nie, maar gaan praat met haar huishulp, of vra vir die een wat vir haar in die tuin werk, want hulle ken haar, vir wie sy regtig is. En dis nogal woorde wat baie diep tref. Maar kom ons sluit af met vraag 104 uit die Heidelbergse Katekismus. Die vraag lui, wat eis God in die 5de gebod? En dan is die antwoord, ek moet my vader en my moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, want ouers het gebreke, baie, omdat God ons deur hulle wil regeer. En dan sê Jaco Tom in 'n boekie oor die 10 gebooie, in antwoord op hierdie vraag, die ouerhuis is die plek waar kinders gevorm word of nie. Geen wonder God is so besorg oor hoe dit in die huis gaan nie, want die respek of nie, wat 'n mens in die ouerhuis verander leer, kleur jou hele lewe en jou verhoudings. Kom ons betoon aan ander mense die respek
wat God vir ons beveel om aan hulle te betoon. Respek en hierdie eer jou vader en jou moeder, dit beïnvloed jou hele lewe en elke verhouding wat jy ooit mag hê, lewenslang. Maar laat ons dan ook leer om daardie respek waardig te wees. Amen. Die goeie nuus is dan ook dat ons skoon gewas is, dat ons sonder skuld voor God kan staan, nie deur iets wat ons gedoen het nie, maar omdat Jesus Christus al ons skulde op hom geneem het, dat hy dit vir ons gedra het, dat hy vir ons gesterf het, opgestaan het en opgevaar het na die hemel toe. Hemelvader, ons skiet so ver tekort wanneer dit by u woord kom, wanneer dit by u opdrag kom. Here, ons het so maklik respek vir mense wat ons ag as ons meerder is. En dan is dit so maklik om die dwelmslaaf wat lastig aan jou motordeur kom klop, sonder respek te behandel. Here, want hulle maak ons kwaad, ons kan ons mos maar vererg vir hulle. Here, maar ons vergeet, gerieflikheidshalwe partykeer, dat ook hierdie mense, en kom ons wees nou maar eerlik, op wie ons neersien, ook deur u geskape is. Here, en dat hulle ergens langs die pad, ergens die boodskap verloor het, of nie gekry het nie. Here, en dat hulle op die strate beland het, of dat hulle take verrig, wat ons op neersien, daar is nie 'n ander woord daarvoor nie. En ons wil vra, dat u vir ons op die skouer sal tik, wanneer ons met iemand te doen kry, vir wie ons ergerlik raak, of wat ons irriteer, of wat ons miskien bloot net nie meer saamstem nie, dat u ons op die skouer sal tik en sê, respek, want dit is wat ek in die 5de gebod van jou vra, dat jy mense sal eer. Dit is mense wat u geskape het, met wie daar iets groot skeef geloop het in die lewe. Here, mag gee vir ons 'n sagte hart. Gee vir ons insig. Ja, Here, gee vir ons insig om te weet, hoe moet ons hierdie mense, vir wie ons nie kan sien nie, wat ons nie weet wat om met hulle te doen nie, dat ons ook ten spyte van alles sal besef, hierdie is iemand wat deur God self geskape is. Here, ons bid dat u met ons in hierdie week sal gaan, en dat ons miskien net so 'n klein bietjie meer sal dink aan respek vir ons medemens en vir ons naaste. Hou asseblief u hand oor ons. Here, en ons vra vir beterskap vir die siekes. Here, en ons vra vir entoesiasme en vir energie en vir idees vir die bazaar. En Here, vir alle ander fondsinsamelings wat ook volg. Want u weet, dit is hoe ons die kerk se deure moet oophou. Here, ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Gemeente, die liefde van God ons Vader en die genade van Jesus die Here en die teenwoordigheid van die Gees is elke dag by jou. Glo dit, gryp dit aan en gaan leef dit uit. Amen.